C majeur is 'n gewone akkoord. Klink so. Dan is daar 'n ander akkoord wat in die toonleer is van C. Wat hierdie akkoord, ek wil sê, mooier maak. Ons praat van 'n relatiewe mineur. Nou die mineur is A mineur. Hoor bietjie as jy hulle speel en wissel en speel, laat hulle by mekaar hoort. Ongelukkig is dit nou nog ietsie wat mens moet byleer as jy dit nie reeds ken nie. En dit is om te weet C majeur, 'n gewone C akkoord, is 'n relatiewe mineur, is A mineur. Daar is 'n manier hoe mens dit ook vinniger kan onthou. As mens na die 8ste fret toe gaan, heel bo, boonste snaar, speel jy mos 'n C. Nou as jy 3 frets teruggaan, 1, 2, 3, dan staan jy op 'n A. En dit is om te weet, van 'n C kry jy 'n A mineur akkoord. En jy kan die A mineur so onder gaan speel op die onderste 3 snare. Of in die baarkoord vorm, groot vorm. Of om bietjie opbreek. Hoekom moet mens dit leer? Baie keer in liedjies gaan jy lank op 'n akkoord moet speel. En dit gaan bietjie irriterend vir mens begin raak op die oor. So wanneer jy nou 'n lang frase het, wat gaan sê, en dit raak nou bietjie erg om weer 'n keer C te speel. Vervang daai C met 'n A mineur. Dis interessant. Partykeer gaan jy hom vinnig wissel, partykeer gaan jy hom stadig wissel. Maar 'n C en 'n A mineur moet vir jou regtig klokkies begin lui, laat hulle saam is. Hulle hoort saam, hulle is maats. Sê nou maar jy het 'n C wat jy hier gaan speel. Kyk, jy het 'n A, jy het 'n B, jy het 'n C. Daar sit sy A mineur. Ek sê weer, as jy nie weet waar hy sit nie, 'n C kry jy op 8. Tel 3 frets terug. 1, 2, 3. Dis 'n A, so dan weet jy dit is A mineur. Jy kan dus 'n C hier gaan speel op 8. En 'n A mineur daar gaan speel op 5. So het elke akkoord 'n majeur akkoord, 'n mineur wat by hom pas.